Hoofstuk 20. Groeiende selfbestuur as alternatief vir staatsbestuur en selfbeskikking. Sallustius, die eerste eeuse Romeinse historikus en politikus, het die volgende wysheid kwytgeraak. Hy het gesê: min mense begeer vryheid. Die meeste wil net regverdige heersers hê. Daar is 'n groeiende besef dat die hedendaagse Suid-Afrikaanse bedeling in sy huidige vorm nie volhoubaar is nie. Saam daarmee het die toenemende internasionale bewegings vir groter autonomie die vraag oor die toepaslikheid van groter selfbestuur vir gemeenskappe soos Afrikaners in Suid-Afrika weer na vore gebring. Dit is egter duidelik dat die praktiese voorwaardes vir selfbeskikking in die vorm van 'n onafhanklike staat nie tans bestaan nie. Maar selfbeskikking is 'n kontoniem wat sterk vanaf persoonlike vryheid, die reg van taal- of kultuurgemeenskappe om hulle eie instellings te bedryf, die autonomie van demokraties verkose skoolbeheerliggame, privaat instellings, plaaslike selfbestuur soos die Zulus in KwaZulu-Natal, provinsies of kantons, deelstate met interne autonomie soos in Vlaandere of in Skotland, tot by die verklaring van onafhanklike state. Selfbeskikking bly 'n omstrede begrip. Teenstanders daarvan glo dit is net 'n sagter woord vir apartheid en moet sterk bekamp word. Daarenteen hou voorstanders daarvan vol dat selfbeskikking in pas is met internasionale reg en dat Afrikaners ook daarop geregtig is. Maar wat is die feite? Die beginsel van selfbeskikking is inderdaad in lyn met internasionale reg en is 'n geldige strewe wat ook deur die Suid-Afrikaanse Grondwet in artikel 235 erken word. Daarbenewens maak die Grondwet ook voorsiening vir 'n hele spektrum van laer forme van selfbestuur, soos reeds genoem, deur byvoorbeeld artikels 30, 31 en 185 van die Grondwet. Selfbeskikking het wêreldwyd boonop 'n linkse of liberale kleur. Konservatiewe westerse regerings het byvoorbeeld selfbeskikking dekades lank vir hulle kolonies teengestaan. Daarbey was sentralistiese regse regerings in Spanje, Frankryk en Brittanje histories gekant teen autonomie vir hulle nasionale minderhede. Moderne selfbeskikkingsbewegings soos die in Quebec en Skotland is links, terwyl talle ander marxistiese bande het of moslem gesind is. In Suid-Afrika het regse regerings jare lank die linkse African National Congress, die ANC, se strewe na selfbeskikking vir die totale bevolking teengestaan. In die moderne staatspraktyk is ruim voorsiening vir verskillende forme van interne selfbeskikking en selfbestuur, oftewel federalisme of autonomie, deel van die beste praktyke van wenlande. Afskeiding onmoontlik. Die probleem is dat die Afrikaner selfbeskikking in die vorm van afskeiding van 'n sogenaamde volksstaat in Suid-Afrika 'n verregse kleur gekry het en met 'n vasklou aan of terugkeer na apartheid vereenselwig word. Dit spruit veral voort uit die politieke vergiftiging daarvan deur sommige verregse heethoofde wat die begrip met koddige neo-apartheidsplanne belaglik gemaak het. Terselfdertyd het dit ammunisie gebied vir teenstanders om die planne as rassisties af te skryf. Daarby het die ANC natuurlik 'n sterk magspolitieke beweegrede om die gevaar van 'n terugkeer na apartheid te gebruik om hulle strewe na totale oorheersing van die samelewing te regverdig. Die kanse op onmiddellike selfbeskikking, oftewel afskeiding, bestaan nie nou in Suid-Afrika nie. Hoewel 'n reg op selfbeskikking bestaan en die strewe in die grondwet erken word, is daar nie 'n pasklaar Afrikaner gebied wat net vrygestem in 'n hof gewen deur onderhandeling verkry of selfs vry geveg kan word nie. Daarvoor is Afrikaners dwars oor die land net te yl versprei en maak hulle nêrens 'n natuurlike betekenisvolle meerderheid uit wat selfbeskikking steun nie. Dieselfde rede waarom die Afrikaners sy selfbeskikking verloor het, maak dus nog steeds die herstel daarvan onmoontlik. Die grootste struikelblok lê nie by die reg op selfbeskikking of die ANC se teenkanting nie, maar by die praktiese omstandighede daarvoor.
Voorstanders van Afrikaners selfbeskikking steek gewoonlik by die teorie vas en kon tot dusver nog nie daarin slaag om 'n werkbare plan te ontwikkel en massasteun daarvoor te monster nie. Soos enige ander reg, is die reg op selfbeskikking nie absoluut nie en moet dit opgeweeg word teen ander ewe geldige regte, oftewel kwalifiserende bepalings en voorwaardes. Die belangrikste hiervan het te maak met die menseregte van die gebied se ander inwoners wat geraak word. Daar's nie 'n kans dat voorstanders van Afrikaners selfbeskikking hulle regte erken sal kry ten koste van die menseregte van nie-Afrikaners wat in dieselfde gebied woon nie. Opweging van alternatiewe. Dit beteken nie dat die deur vir alle forme van selfbestuur gesluit is nie. 'n Paar moeilike, dog werkbare moontlikhede bestaan wel vir interne vorms daarvan. Geen verstandige gemeenskap op hierdie onstuimige vasteland behoort die skreefiesdeur vir selfbeskikking self toe te maak nie. Daardie reg is in die grondwet vervat. Dit is net verantwoordelik om die deure van alle moontlike grondwetlike ruimtes en geleenthede oop te hou. 'n Grondwet is tog nie soos 'n spyskaart waar net sommige regte gekies word nie. Regte wat bestaan mag en moet opgeneem word. 'n Betreklik kwesbare minderheidsgroep sal polities roekeloos wees om enige oop deur self toe te slaan. Hoewel die praktiese ruimte vir volle selfbeskikking nie nou bestaan nie, kan die grondwetlike voorsiening daarvoor gebruik word om werkbare planne vir groeiende selfbestuur in werking te stel, met sterk selfdoen-organisasies. Dit kan op 'n wettige, verstandige en verantwoordelike manier gedoen word en as 'n soort strategiese risikobestuursplan bevorder word. Mense wat so 'n sogenaamde agterdeur opsie se muur as onwenslik en onwerkbaar wil afskiet, moet dit billikheidshalwe eers opweeg teen die risiko's van permanente ondergeskiktheid van hulle eie toekoms aan die ANC. Anders gestel, hulle moet die waarde van so 'n risikobestuursplan oor byvoorbeeld 25 jaar kan toevoeg, eerlik opweeg teen hoe die land en ons as kultuurgemeenskap gaan lyk na nog 25 jaar van ANC-regering. Dit is veel beter vir 'n land as 'n werkbare pad na groter selfbestuur gebou word as wat hoogs opgeleide Afrikaners die pad oor see vat. Dorp na stad. Daar is twee praktiese modelle vir selfbestuur. Die een word ontwerp om Afrikaners landwyd van diens te wees, terwyl die ander kyk na moontlikhede vir hoër vlakke van selfbestuur soos 'n gebiedsgebaseerde Afrikaner provinsie. Bevolkingswerklikhede is die belangrikste bepaler van inwerkingstelling. In 'n vervlegte gebied word die kans op selfbeskikking beperk deurdat die meerderheidsgroep ten nouste daardeur geraak word. Dit sluit moontlike gevorderde modelle in die digbevolkte gedeeltes van die land uit, omdat gebiedsgebaseerde autonomie in hierdie gebiede van ANC-instemming afhanklik sal wees. Geen plan kan afhanklik gestel word aan die regering nie. Daar is egter minstens een oorblywende moontlikheid, naamlik groeiende selfbestuur tot gevorderde vlakke van federalisme. Hoewel die eertydse groot volksstaatplanne nie haalbaar is nie, kan interne selfbestuur in 'n eilbevolkte gebied van onderaf ontwikkel, soos die plan wat Oranje het om van dorp tot stadsgebied te ontwikkel. Die spoed van die vordering sal afhang van hoe gou hoeveel steun so 'n plan sal kry. Die grootste voordeel is dat die ANC se toestemming nie daarvoor nodig is nie. Enige iemand mag 'n stad bou. Die gebied se bevolkingsgetalle bring mee dat 'n betreklik klein getal Afrikaners nodig sal wees om 'n meerderheid in die groter Oranje gebied te vorm. Nog 'n voordeel is dat weens die betreklik afgeleë ligging van die gebied, die inwoners in die praktyk dadelik plaaslike, provinsiale en selfs sekere nasionale bevoegdhede ook sal kan uitoefen. Die rede is omdat daar nie sterk ontwikkelde en verweefde staatsstrukture in die gebied bestaan nie. Ontwikkeling en erkenning. So 'n strategie sal op twee spore moet beweeg. Praktiese ontwikkeling en die groeiende erkenning daarvan deur onderhandeling en samewerking met die owerhede. Hierdie model kom neer op groeiende selfbestuur en is ver verwyder
van die rasse-volksstaatkaarte van vroeër. Die projek het wel nog talle leemtes, maar dis beter om dit te help regstel, eerder as om dit ook verlore te laat gaan. Hierdie strategiese risikobestuursplan kan net werk as dit van enige swem van rasisme ontkoppel word en as toegevoegde waarde vir die hele land gedoen word. 'n Voorbeeld is om dit as 'n mededingende alternatief vir immigrasie aan te bied. Hierdie planne kan aanvullend tot die solidariteitsbeweging se strategie wees, naamlik om oral behoorlike regering te verseker, landwyse selfbestuur te ontwikkel met sterk selfdoen-instellings en om skikkings oor knelpunte met die owerhede aan te gaan. Dit kom neer op selfdoen-autonomie, wat deur privatisering, selfstandige instellings en gemeenskapsprojekte bewerkstellig word. Dit kan autonomie insluit vir sake soos privaat onderwys, opleiding, welsyn, taalaangeleenthede, veiligheid en die talle ander projekte van die beweging om selfstandigheid op alle belangrike terreine te verseker. AfriForum se projekte om landwyd munisipale dienste te verbeter en plaaslike selfstandigheid te vestig waar die demografie dit toelaat, kan natuurlik uitgebrei word om die Oranje dorp na stad projek te help bespoedig. Die geskiedenis het egter ook bewys dat mense wat nie goed regeer word nie, uiteindelik daarop aandring om hulle self te regeer. Hierdie aandrang kan tot konflik lei as dit nie in 'n opbouende rigting gelei word nie. Die feit is dat staatsbestuur oor Suid-Afrika of oor Afrikaners nie werk nie, om dit nou sagkens te stel. Selfs die felste teenstanders van selfbeskikking behoort aan Afrikaners wat die grondwetlike ruimte daarvoor wil benut om selfbestuur te bou, die reg te gun om dit na te streef.